Goeiedag en welkom by Kyk hoe praat ons se 7de episode. Met Valentynsdag om die draai, praat ons vandag 'n bietjie oor liefde. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Van dokters tot tandartse en meer. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms. Kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar, altyd hier. Kyk hoe praat ons. Ek weet eers 'n bietjie wat om te doen nou nie. Nee, ek weet ook nie. Haar is geknip. Ons gesels vandag met 'n suksesvolle boersoeke vroupaartjie en twee mense van Kyk hoe se eie dorp, Riversdal. Adrian en Helene Geldenhuys deel hulle storie as egpaar en as ouers van 3 kinders, insluitend 'n baba seentjie wat self in Kyk hoe 'n maatjie is. Ons praat eerlik oor liefde na kinders, oor moegheid, keuses, groei en hoekom verbinding in die huwelik nie van self gebeur nie, maar elke dag doelbewus gekies word. Welkom by Kyk hoe praat ons, Adrian en Helene. Ons is so bly dat julle by ons kom kuier vandag. En dit alles oor 'n lekker koppie koffie van Trends Restaurant en Deli hier in Riversdal. So, ons gaan eers begin met 'n paar flink dink vragies. Dit is 'n nuwe dingetjie wat ons in gedagte het hierso met Valentynsdag in die oë. En die enigste reël is dat julle mag nie dink nie. Julle moet net dadelik antwoord. So, as die antwoord ja is, dan lig jy hom op. As die antwoord nee is, dan hou jy hom net plat. Hier gaan ons. Wie kan onthou wat die ander een aangehaat het met julle blitsontmoetings op boersoeke vrou? Al twee! Dis baie impressive. Adrian, kom ons begin by jou. Wat het Helene aangehaat? Sy het 'n jean aangehaat en dan sy nou nog, dink jy nou nog 'n groen baadjie. Ja, jy kom aangehaat. Ek weet nie hom onder onthou nie, maar ek kan die look sien Dis en dan spesiaal dat hy onthou. Jy geweet hy onthou. Ek dink ons het al die episodes in baie oor gekyk. Ja. Dis Ja. mood. Dis Dis mood. Dis so 'n trouvideo. Dis Ja. herinneringe, maar Ja. dis is voortrou. Dis lieflik. Ja. En wat het Adrian aangehaat? Hy het aangehaat, jy moet nou sê as ek reg onthou, Ja. 'n blou jeans en so 'n baie selfde kleur as jou hemp nou, so cowboy baadjie. Ja. Reg. Ja, en jy het nog my bootsies aangehaat. Ja. Ja. Dis so oud. Ek Ek nog weet jy nog onthou. heels gedraai. Nee, vir kinders. Okay, wie het eers gesê ek is lief vir jou? Ja. Nee? Ja. Waar en wanneer? Sjoe, ons het ja, dit was moeilik vir sy was nog in die Kaap gewees, maar ons is al bly so Ja. nog altyd heen en weer gekry, ons mekaar gesê ons mekaar elke 2 weke sien. En toe was ons Julie maand en ek het daar Augustus uitgegaan. Ek dink nog 7 September rond, dit was nog baie vinnig gewees. Want ek sy weet dit en vertel altyd vir almal die storie. Toe daai blitsafsprake Ja. en jy praat mos die persoon kom ingestap by die deur en ek het vir haar 'n drukkie gegee en na die drukkie het sy gesê dis die persoon. Hoendervleis. Ja, maar sy het tot met die einde gedink ek gaan nou kies van Ja. ek ja, Dis wou ons nou nie sê spesiaal, nie. né, dat dit 'n verrassing was. Alright. Wie sê eers jammer na 'n onder onsie? Maar al twee. Ek sê baie vinnig nou. Maar ek sê ook vinnig jammer. Ek sê baie vinnig jammer as ek voel ek was nou emotional. Soos dit was En dit 'n gebeur. emotional reaction, soos ek was nou 'n bietjie te veel, soos ek was nou 'n girl, soos dan sê ek is so jammer, ek moes nie nou En ek hou nie van ja, sy weet dit nog van. Ek wil eerder sê jammer en kom oor dit gaan aan. Mens veel iets te lank toneel of te Dis so dit baie uit mooi. te kry. Ja. Ek dink dit sê ook baie van julle verhouding. Ja, ons altyd is nogal so, soos ons kan nie langer as soos 'n paar ure gaan om nou vies te wees vir mekaar nie. Nee. Soos, ja. Julle is 'n team. Ja. 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 Alright, wie staan eerste op as die baba huil? Snork uit haar, Ek kan jy hoor nie dit. hoor nie. Dis hy. Maar hy is nog nie goed vir die ouer twee. Okay. Ja. Hoor dit is so julle deel dit so 'n bietjie op. Yep. Dis baie mooi. Biden kanker. Dit is so, ek hou daarvan. Wie kort die meeste aandag tussen julle twee? Is dit 'n manne ding of Ja, ons is bly dit so 'n bietjie op. nee. Jy was 'n bietjie ekstra Daar's niks aandag. fout daarmee nie. Nee, daar's niks Nee, fout daar is daarmee. nie. Daar is nie.
Okay, wie is die mees romantiese tussen julle twee? Sukkel ons albei met Ja, dit? ons sukkel Ja. altyd 'n bietjie met dit. Okay. Ja. Dis wat makliker is, ons eerder weet, as ons wil verras word of so, as wat ons nou, Okay, so julle hou van beplande verrassings. Dit maak die lewe bietjie makliker. Ja. en tussen die chaos deur. En tussen die gaas deur, ja. Ja. En ek dink hy weet ook al, ek hou nie van verrassings noodwendig nie. Ja, Is daar 'n spesifieke rede? ek dink ek is maar net 'n baie groot controlfreak, Beplanner. beplanner. Dis reg. Kom, dis né? mooi, né? Ja. Ons sê dit. Ja, dis nie dat jy wil beheer en jy wil net kan beplan vir wat kom. Ja. En as daar 3 gansies agter jou aankom, dan moet jy in die regte pad loop, né? Ja, en ek dink om hulle emosies en Ja, goedjies in ag te neem, is my ook belangrik. dit is baie mooi, dit is so, né? Ja, nou terwyl ons dan praat van die chaos, kom ons gesels 'n bietjie oor die huwelik en met kinders en hoe mense dit maak werk, né? Alraai, dankie julle, dit was baie oulik. Ek dink nou ken almal julle ook 'n bietjie beter en dit lyk vir my nou ken julle mekaar ook 'n bietjie beter nog dit, né? Alraai, nie almal se liefdesverhaal lyk dieselfde nie en julle storie is beslis 'n besonderse een. As Boerseke Vrou deelnemers, as ook 'n suksesverhaal, watter herinneringe uit die proses lê die naaste aan julle harte? Ek dink wat vir my die lekkerste was van hierdie proses is hoe vinnig ek haar leer ken het. Soos as ek nou 'n meisie date, dan gaan ons eers maande met uitgaan en dan sulke ouers ontmoet en dan sulke nou word sy onder druk geplaas vir jy leer mekaar vanaand en jy sien beter vir mekaar. Jy ontmoet haar ouers, jy ontmoet familie. En dit was actually vir my lekker geweest, moet vinniger kon ook gemaklik geweest het met haar en met en dan sien jy dadelik dat jy ons nou wil sien en moet sien in 'n persoon en in 'n familie omset en al anders. Die fokus was baie spesifiek. Jy soek nou 'n vrou Ja. en daar was aandag en tyd geskep vir jou om dit te kon doen. En ek dink dis 'n leksheid wat min couples kan ervaar, maar julle het dit ook regtig benut as 'n leksheid. Julle het dit nie net laat verbygaan ongesien nie. Nee. En ek dink oor ons albei geweet het so dis wat ons mekaar wil hê en wil sien, dit nog makliker en vinniger gegaan. So die proses was vir julle lekker. Baie lekker. Dis fantasties. Jy sien dit kon so maklik anders gewees en ek is bly dit het 'n goeie fondasie vir julle gewees. Ja. Nee. Na die tyd was my bietjie moeilik. Ja, Die dis media waar. se in Zoom en mense met jou voorkeer na restaurant of dit was baie keer 'n bietjie oorweldigend vir my, maar ek is maar net van nature 'n baie privaat mens. Ja. Maar die res daarvan was, ek dink as dit nie was vir daai platform nie, sou ek en hy nooit ontmoet. Ja, dis nou die ander kant van die coin, nee. Ja. Maar gelukkig daai deel gaan ook vinnig verby want Ja. dis die nuwe seisoen is hulle is vergeet gou van jou gelukkig. Ja, dankie Dan is tog. dit die nuwe mense wat weer Ja. almal van 'n mooi storie, so hulle wil 'n nuwe storie sien, Ja. 'n mooi storie sien en dan ons mooi storie op ons eie hand. So, Nee, dit is so teleurstellend as mense 'n hele Boerseke Vrou seisoen kyk en daar kom niks daarvan nie. So almal roet regtig vir Ja. julle en ek dink dit is min reekse wat mense dit by kry. Almal cheer altyd vir die ou wat sleg doen of nie goed doen nie. En dit is regtig 'n reeks waar mense sê asseblief ja. doen goed, nee. Ja. Alright, wanneer julle terugkyk, wat het julle die meeste van mekaar verras toe julle saam ouers geword het? Ek dink wat my verras het van Adrian toe hy 'n pa word is hoe betrokke hy is. Dit is Ek het nie 'n daai lekker verrassing. Dis 'n baie lekker verrassing geweest. Ja. Ek het nie gedink dit sou so wees nie omdat ek iets negatief verwag het van hom nie, maar net in my huis was my ma redelik verantwoordelik vir ons en sy was altyd daar en my pa bietjie meer in die agtergrond en baie hard gewerk. En toe ek sien hoe natuurlik dit vir hom kom om goed in ons kinders raak te sien, so daai en nou nog van rugby of daai en so hy is nie so hands-on met die babies nie, maar hy is regtig baie hands-on van die jaar af op. Jo, En- dis self baie jong. Dis Baie jong. fantasties. Ja, en hy love dit en wil net met hulle gesels en goedjies met hulle bou en soms met hulle rugby speel. Wat ook al hulle belangstelling is en dit het my regtig verras van hom en dit maak jou amper op 'n ander manier dit lief vir jou man. O, definitief. Nee, dit is iets wat jy nie verwag het nie en dis ook iets wat jou hand sterk hou. En op die ou end mense dink altyd die vrou se fokus is net die kinders, dit is,
Maar sy kan nie sonder haar man wat Nee. agter haar staan nie. Hy hou haar hande sterk. Hy maak seker dat as sy fokus op die kinders, dat sy veilig is en het wat sy moet hê. Om na die kinders om te sien. Jy kan nie net een wees nie. En daai veiligheid is nie altyd net sorg vir nie, maar ook deel wees vir in jou emosionele uitbarstings verdra. Nee. Maar ek dink toe val ons die eerste een, dus Jacobus gehad het. Ek dink hoe die vrees gehad is, hoe weet 'n mens alles en hoe weet is, maar sy moes iewers gaan moeite doen en gaan leer en uitvind, maar dit voel of sy het alles geweet. En dan sê ek net soos okay, dankie. Sy het dit. Nee, sy weet jy kan by haar Sy staan. weet die medisyne en dan sê ek soos dankie. Ai, jene. Iemand weer aan van ons daar gelukkig 'n bietjie meer. Nee. Dit was voor ChatGPT. Ja. Ja. Vir daai dogter en sy kyk gemaak het, ja, nie, ons almal het hom nodig, nee, ons gebruik hom wel. Ja. Ja, as ons nie al daai ondersteuning in ons netwerk het nie, dan is chat 'n goeie een om terug te Yes. val, ja. Maar dit is baie mooi om te hoor hoe jy ook raak sien dat sy goeders weet en dat jy dit sien en respekteer en dat jy haar toelaat om daai space te hê, maar dan dat jy ten spyte daarvan dat hy dink jy weet alles, nog steeds voel hy is deel van die proses en hy is deel van die journey. Dit is 'n lekker storie. Was daar met die eerste baba se geboorte dalk 'n tyd waar jy gedink het, is hierdie wat ons did we sign up for this? Is dit en is 'n groot aanpassing daai initial een, daai aanvanklike een. Ja, ek dink dit was ons natuurlik en nie so gevoel nie. Ek dink dit was moeiliker hier by 2, nommer 2, nommer 3 gewees. Wow. Ja, nommer 1 ons wou regtig baba gehad het en maak nie saak wat se geslag het, ons wou net gesonde baba gehad het en daar het ons gekom, maar die challenge het uitgekom met nommer 2 en toe nou met Peri want ons sit nou Kobus wat 4 is en Peri wat nog 0 is. Die almal se behoeftes is nogal ons kom nou eens agter om 3 verskillende behoeftes te voldoen. Dis vir my baie groot uitdaging. Nee. En almal se rutines verskil by wêrelde. So ek dink die challenge is nou die meeste nog. Ja. Wat is een ding wat baie paartjies nie vooraf besef oor hoe 'n baba hul verhouding of hulle huwelik kan verander nie? Ek dink die ding van jou tyd gaan nie meer joune wees nie. So ek dink of my enigste soos bietjie raad wat ek sal gee vir mense wat nog nie kinders het nie of iemand wat dalk swanger is met hulle eerste ling sou wees, geniet mekaar, geniet die tyd wat jy het, gaan sien plekke op jou eie, neem dit in as huweliksmaats want wanneer daai babatjie eers daar is, dan is dit 100% jou hele wêreld en dit moet ook so wees, maar jy moet ook leer om dit te balanseer. En daai balans kom eers met tyd. Soos dat die kleintjies groot Ja, word. eers wanneer jy gevestig is en weet is as mamma en pappa, dan voel ek my kom daai eers van weer, okay, hoe gaan dit met jou? En soos, wat kan ek vir jou doen? Kom ons gaan doen 'n bietjie iets alleen. Eers wanneer jy weet daar babatjie is okay en veilig en in 'n roetine en al daai. Maar ek dink jy dink jy gaan tyd hê, maar jy het die tyd nie. En ek dink jy moet mekaar verantwoordelik neem. Soos as jy voel jy kort tyd, praat met mekaar oor. Ons doen Soos nogal dit. sê dit jy Baie kort mooi. tyd, want anders dan gaan as jy sien as nog tyd verby en dat jy Ja. en dat jy raak krapperig met mekaar want Ja. jy het die persoon getrou voor kinders. Dit is so. Ja. Dit Dit is so. Jy was eers 'n span. Ja, en ek ons het baie keer vir mekaar dit onthou. Ons is eers mekaar gehad. Ja. So ons moet steeds mekaar eerste plaas. En ja, die verantwoordelikheid van kinders is daar, so maar nog steeds. Ons moet happy wees, dan se kinders op ons happy. Die proses vol. So. Ons hou nog om mekaar so accountable. So Dis ek baie sal vir hom goed. sê, hoorie maar jy lyk nie nou vir my lekker nie. So wat is dit wat jou pla? So kommunikasie voel dit vir my is amper daardie Ek wil nou net sê, kommunikasie is waar dit begin. Want mense dink soms dat iemand weet, hulle ken jou so goed, hulle weet wat jy dink, maar dit is nie altyd die geval nie. Partykeer dink hulle dalk net jy is oorweldig, maar eintlik kort jy aandag. Yes. Eintlik kort jy net 'n drukkie. En dis belangrik om net te sê, luister, ek kort nou 'n drukkie van jou spesifiek. Ja, dit is daai kommunikasie is ek wil amper sê dit kan soms vir mense onromanties voorkom, maar dis juist wat spasie skep vir romanse. Ja. Anders dan gaan dit net verby. Ja. En julle wat sê wat so mooi wat jy ken mekaar en jy verleer mekaar te ken. En dit los baie onnodige druk. Ja. Te midde van slaaplose nagte, minder tyd en meer verantwoordelikheid. Wat maak al die opoffering vir julle die moeite werd? Ek dink om so geseën te wees met 'n besige huis. En jou klein kindertjies wat net soos dink jy's hulle Here. Soos
Dit is so moeilik om dit vir iemand te probeer verduidelik, maar aanvanklik was ek nie vir die chaos nie en toe steek Adrian by my aan en toe is hy ook nie vir die chaos nie en toe het ons net weer aanpas in die chaos. En nou is dit net soos baie mense sê dis maar dit is net so mooi. Dis net 'n beautiful chaos. En baie keer dan sal ons 'n bietjie aan die skel raak, soos moenie die wang spring, klim af of wat ook al en dan na so 'n rukkie dan dan nou groot onder onsie was of tussen hulle beklei ons ook maar dis normaal. Ja, baie. Dan is daar weer vrede en dan sê hulle weer iets oulik of hulle speel nou weer vir 'n halfuur net met mekaar en dan besef jy maar soos hierdie is lewe wat jy geskenk het. Soos die Here het dit vir ons gegee, maar soos dit is vir ons gegee. Dit is, hy het geweet wie julle is voordat hy hulle vir julle gegee het. Ja. Hy het geweet wat julle voorkeure en afkeure en julle tekortkominge is en hy het vir julle goedjies gegee om dit aan te vul. Wat vir my die snaakste is altyd as sy sê nou chaos, maar dit is baie lekker chaos. Ek love dit hoe dit besig is en alles. Maar sodra al drie nou slaap, hoe ons weer nou sal lag oor goed wat hulle gedoen het, so dit is ons nou net te sê. Ja. Nou net gesê. En dan is mens so lief vir hulle. Ja. En ek dink die meeste foto's op my foon van my kinders is as hulle slaap. En dan dink ek net dis die beste goedjies op aarde, hulle is so mooi en cute en 5 minute terug was dit, gaan bed toe, hoekom luister jy nie? Ja, nee, dit is, mens bly lief vir hulle. In tye waar moegheid, skedules en rotines oorneem, hoe sorg julle dat julle mekaar steeds raak sien en in ag neem? Dit sluit baie aan by wat ons nou net gesê het, maar wat is daar spesifiek behalwe kommunikasie miskien? Ons het net nie al gereël nie, maar as ek sien sy vir die lekker en ons sien mekaar altyd kan nie lekker voel. Altyd kan jy nie lekker Lekker voel. voel. So, dan moet ek net maar sien sy voel nog minder lekker as ek en dan moet ek net maar lekker voel. Of as sy sien maar dit is maar al hoe dit werk. Want vir die kinders onthaal was al twee ouers nie lus is nie lekker voel nie. En ons kan nie vir hulle wys dit gaan ons dan nie lekker of dit sleg nie. So ons probeer nog ons mekaar sê en baie keer dan wil die een slegter voel as die ander sê nee. Ek het dit vir jou gedink, jy is nou aan. Maar ek dink daai reël is al baie geld. Veral vir die kinders onthaal. Nee. Ja, albei voel sleg of albei net lekker dag maar almal kan nie. Dit is maar net hoe dit werk. Dis die voorreg van ouerskap. Nee, Maar dit is. iets prakties is, wanneer ons 'n tawwe dag gehad het of dinge was baie wild of kinders is siek, dis altyd moeilik. Dit is 'n groot een. Dan probeer ons iets doen soos saam eet. Ja. Want ek dink mense wat nie kinders het nie, Net sal 'n nie balans bring. besef nie. Ja. Maar dit bring mense net weer dat jy gou-gou saam ietsie kan drink en ietsie kan eet saam aandete, net by die huis, maar dat jy net dit saam doen en Ja, dan reset net hou. 100%. Ja, dis 'n baie mooi en net om iets te vind wat jy in elk geval elke dag doen op dieselfde min of meer dieselfde tyd as jy kinders het en dan dit te gebruik as 'n reset in plaas van nog kolle op die vuur. Nee, so nie om aandete nou bewustelik te sê, okay, kom ons haal net gou asem. Kom ons gaan net die nag rustig in. Dis baie mooi en dis baie eenvoudig. Dit is Almal kan dit doen. haalbaar. Almal moet eet ergens en of jy nou saam met die kinders eet of jy nou apart van die kinders eet, daar gaan geëet word. En om dan net vir jouself te sê dis reset. Maar dis ook iets wat gekommunikeer word tussen julle twee. So dis nie net van jy besluit nou ete moet gereset word en jy is dalk eintlik nou nog krapperig, julle besluit saam. Dis vir my regtig mooi. En wat jy nou gesê het oor dat mens as ouers jy het gekies om kinders te hê en julle as paartjie moet okay wees. Dit laat my altyd dink aan daai wat hulle vir jou leer as jy op die vliegtuig gaan. Dat as die suurstofmaskers afkom, moenie dit vir jou kinders eers aansit hê. Jy as volwassene moet eers die suurstof kry sodat jy okay is, sodat jy na jou kind kan kyk. En ek dink dis baie keer in die huwelik ook so dat jy moet seker maak dat jy saam op die ouend suurstof asemhaal en dan aangaan. Geef ons eenvoudige, realistiese wenke vir hoe ouers steeds doelbewus tyd vir mekaar kan maak. So nie vir die kinders nie, maar vir julle as 'n huwelikspaartjie. Ek dink ons sê baie keer ook ons moet sê maar vir die tyd ons het 'n kalender en wat werk vir ons baie lekker. Want sy het besig met ek besig en met die kinders wat drie verskillende fases van lewe is. Maar ek dink tog daarom en ons doen dit baie dan sit ons op. Dit is ons gaan vir skouerdans. En dit is maak nie saak wat die kinders moet dan by iemand bly of hulle moet maar regkom daar vir daai tydjie en ons kom weer terug vanaand, maar dis ons tyd om mekaar te hê. Is er ook genoeg voel nie een van ons sleg daai aan. Nee. Albei vir lekker. En wat ek dink om terug te kom dan by die kinders na julle skoudans en te sien hulle was okay sonder julle is ook vir julle weer goed. En dit is ook 'n goeie ding van kinders wat groot word, dat hulle bly nie die pap
nie die babietjies wat hulle was nie. Hulle raak groot en saam met dit moet jy ook agterkom hulle kan van julle af weg. Dis ook deel van hulle grootword proses, Ja. nee. So Ons vergeet dit ook eintlik. Maar ja, dit dit is, ja. So ouers moet nie skuldig voel om tyd vir hulle self te maak nie. Inteendeel, hulle moet skuldig voel as hulle dit nie doen. Ja. Nee, dit is nie net oukei nie. Jy moet tyd maak vir mekaar. Want dit is soos ons, ek dink ons het dit vroeër ook genoem, maar jou tentjie moet vol wees. Dit is so. Ons in saam, ons in apart. Soos Adrian het baie goed afsonderlik van die boerdery wat hy doen in die gemeenskap en so. En dit vul hom aan as mens. So as hy dit nie doen nie, dan is hy nie wie hy is nie. So ek moet spasie maak vir hom om dit te kan doen. Dis so mooi dat jy dit sien. Ja, het ek het al vir jou gesê. Nee, en dit is iets wat jou lief maak vir hom, om te Ja. sien dat hy teruggee, en dit is 'n baie goeie kwaliteit. En dis ook iets wat jou kinders weer gaan sien, en eendag kan hulle saam met jou gaan, ek weet nie wat jy doen nie, maar dat hulle ook weer kan sien hoe en wat, en dit kan, daai kwaliteit kan laat aanhou leef. Ja. Dit is baie mooi, ja. So onbewustelik tyd te maak vir mekaar, om 'n kalender te hê, Yes. weer, Ja. moenie, mense daar buite moenie dink dit is onromanties om 'n kalender te hê nie, weer skep spasie vir romanse, anders te verdwyn dit net, en almal kan nie weer boerse vrou gaan doen. Julle kan nie weer sin toe gaan en sê nee, ons het Spaak nou verloor. Ons moet nou weer op 'n date gaan vir 'n paar weke doen, nee, ja. Maar die kalender ding is eintlik iets wat ons het hoe lank terug het ons dit al lank. Ja, lank, ja. Maar ons is op dieselfde kalender. So as ek iets opsit, sien hy wat ek opsit. Dis baie oud. En as ek iets opsit van een van die kinders, sien hy dit ook. So as ek dalk iets vergeet om te kyk of my notification gaan nie af, dan sien hy dit. Dis so En dan so kan ons mekaar ouderdom. help om goed te onthou ook. So neem niemand mekaar kwaadlik as hulle iets vergeet het, want julle weet albei julle dit vergeet, Ja. of julle herinner mekaar, Ja. nee. Dit is baie Ja. baie En oulik. nie vir die kinders onthou, want dit is albei op dieselfde tyd iets aansit nie. Yes. Want dan moet ons maar iemand wees wat Nee. oor beskikbaar wees vir die kinders. Gaan julle baie help as die kinders sport doen almal later, nee. Ja. Ek hoor so. Ja, nee, dit is baie oulik en dit vat ook die druk van jou af om dit alles alleen te doen. Ja. Want daai is deel van die proses, al is jy nie noodwendig een wat die kinders rondry nie. Jy weet waar sy is op daai Ja. stadium. So dit is 'n baie oulike praktiese wenk, jy sê. As jy 'n Valentynsdag boodskap vir ouers kan gee, wat sou dit wees? Wat beplan julle vir Valentynsdag? Dis 'n verrassing. Dalk beplan ek as ek iemand anders ek weet nie. Okay, nou moet jy opgewonde raak, Dan sien, moet ek hè? wonder of dit verrassing. Ek dink nou aan een, miskien, hè. Moenie Valentynsdag net laat verbygaan nie. Ja, Want ek dink verseker. baie keer doen mense, daar's daai ding van ag, dit is iets wat geskep is deur Net nog 'n ding. ja, net nog 'n ding, net nog iets om geld vir uit te haal. Mense wil altyd geld uithaal, hè, maar moenie daai goed laat verbygaan nie. Ek het baie keer daar's 'n vers uit in die Bybel wat een van die ou wyse oomies gesê het dat as iets goed gebeur het, rig op 'n obelisk, soos rig 'n baken op, maar as jy weer verby dit gaan, jy onthou om dankie te sê. En ek kyk anders na sulke tipe datums deesdae. Dit Wow. Valentynsdag is eintlik 'n baken, Ja. sodat jy as jy nie tyd gehad het om die huwelik te celebrate of jou verhouding te celebrate nie, dat jy daar tyd maak om dit te Ja. doen. So as jy in daai gewoonte was, nie julle nie, want daar's verrassings beplan. Maar as Valentynsdag verbykom en jy is iemand wat dit net los in jou huwelik, koop 'n blommetjie, pluk 'n Ja. blommetjie uit die tuin. Sit al gunsteling sjokolade op haar kussing Ja. of maak jou man se gunsteling Ja. kos. Net om weer te sê ek sien jou, Ja. en ek onthou jou en ek hou nog van jou. Ek dink dit kan eintlik aansluit by enige spesiale geleentheid, soos vier die lewe en onthou om die Dis- lewe te vier. Dit is. Maar Maar maak tyd of. ja. Moenie dink dit gaan van self gebeur nie. Ja. Moenie dink jy gaan van self 'n oulike ouer wees nie. Ja. Lees op. Gaan na seminare toe. Maak dit jou hobby om na te vors oor hoe om 'n goeie ouer te wees Ja. en ook maak jou eie gedagtes op. So moenie net vat wat almal sê nie, want nie al die kos wat daar buite is gesonde kos nie. Moenie Ja. alles eet wat almal vir jou gee nie. Gesels as kappel saam oor wat is reg en goeie raad vir ons Ja. en vir ons kinders. Ja. Daar kom dit weer by kommunikasie dat dit is 'n aanhoudende wederwysige bal gooi Ja. en gesels. Dis werk. Dit is belangrik dat jy dit sê. Dis werk. Mens moet dit elke dag kies en insit en ja, dit moet lekker wees en ek dink dit is vir ons lekker, Hmm. maar dit hoef ook nie altyd lekker te wees nie. En dan moet jy onthou, ek het hierdie gekies en ek
my man gekies. Nee, dit is die realiteit. Dit is Ja. nie altyd lekker nie. Ek sê soms vir my man of baie minder deesdae want ons dit gaan baie goed met ons. Maar soms sê ek vir hom ek hou glad nie nou van jou nie, maar ek is nog steeds lief vir jou. Want Ja. daar is tye wat jy hierdie romantiese man van jou net nie van hou. Ja. Dit gebeur, 'n dag of twee, maar dan moet jy jouself herinner bewuslik weer wat was dit wat gemaak het dat jy Ja. van hom hou. En vir nuwe koppels daar buite, ek het 'n baie oulike 'n wenk gekry by iemand 'n vriendin Almarie sal onthou wie sy is. En sy het vir my gesê toe ons begin date, hê 'n boekie waarin jy al hierdie goed wat jy so mal is oor hom nou neerskryf. Want dan gaan daar kom dat jy dit vergeet. Wat jy jouself moet herinner. En ek het baie min nog teruggegaan na daai boekie toe, aanvanklik baie. Maar baie min. En dit het my van vooraf weer verlief gemaak op hom en herinner. En een van die goed was dat ek dink hy gaan 'n goeie pa wees. En hy is 'n stunning pa. Ja, dit is lekker. Nou toe. Adrian en Helene, dankie vir julle eerlikheid, julle sagtheid en die manier waarop julle wys dat liefde na kinders nie hoef te verdwyn nie, maar eerder kan verdiep. Welkom by Kyk op Praat. Aan elke luisteraar, onthou ouerskap gaan nie net oor kinders nie. Die beste fondasie wat ouers vir kinders kan gee, is 'n sterk en gelukkige verhouding tussen mekaar. Tot volgende keer op Kyk op Praat ons. Bly veilig, bly verlief en bly kyk. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms. Kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar, altyd hier. Kyk op Praat ons, dis hoe ons inspireer. Kom luister nou. Kom luister nou. Welkom by Kyk op Praat ons, luister saam na kenners. Ja. Van dokters tot tandartse.